is so bly, Jesus bevry van al my sonde. Nou kan ek mos nie swyg, ek moet van hom getuig. Jesus het my vergeef, toe ek bely hom al my sonde. Nou kan ek voluit leef, dis die hemel waarvoor ek streef. Alles is nou nuut, al die ou dinge is vergeet. Jesus leef in my, ek het saligheid verkry. My oë op hom, totdat hy kom weer op die wolke. Ek kan nie langer wag vir die groot en wonderdag. Alles is nou nuut, al die ou dinge is vergeet. Jesus leef in my, ek het saligheid verkry. My oë op hom, totdat hy kom weer op die wolke. Ek kan nie langer wag vir die groot en wonderdag. Ek groet u in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Dis so 'n voorreg om weer die woord van die Here vandag met jou te deel. Kom ons lees dan saam 'n gedeelte uit Rut, hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot vers 6 en dan ook 'n paar ander verse saam. Dis 'n langerige gedeelte en ek wil u tog vra om te konsentreer. 'n Mens kan so maklik jou gedagtes laat dwaal, probeer fokus op dit wat hier gebeur en sien die verhaal. Rut 1 vanaf vers 1. En in die dae toe die rigters regeer het, was daar hongersnood in die land, dis nou die land Israel. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. En hy en sy vrou en sy 2 seuns, en die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy 2 seuns Maglon en Giljon, Efraitiete uit Bethlehem, Juda, en hulle het gekom in die veld van Moab, en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar 2 seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. Die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut. En hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Maglon en Giljon al 2 sterwe en die vrou sonder haar 2 seuns en haar man oorbly, het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee. Ons lees nou verder vanaf vers 14 tot vers 20. Toe verhef hulle stem en ween weer en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangehang. Daarop sê sy, kyk, jou skoonsuster het omgedraai na haar volk en na haar gode, let op, gode. Draai om agter jou skoonsuster aan, maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe, en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen, en so daaraan toedoen. Net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Toe sy sien, dat sy vas besluit het om met haar saam te gaan,
het sy opgehou om met haar te spreek. En hulle twee het op pad gegaan totdat hulle in Bethlehem gekom het. En toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad oor hulle in opskudding geraak. En die vroue het gesê, is dit Naomi? Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Die berig bereik die land Moab. Daar is weer brood in Bethlehem. Bethlehem bestaan uit twee woorde, naamlik Bet en Lehem. En Bet beteken huis en Lehem beteken brood. So letterlik beteken die naam Bethlehem huis van brood. Dit is nie toevallig dat Jesus gebore is in die stal van Bethlehem. Jesus self noem hom, ek is die brood van die lewe, Johannes 6 vers 35. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Goddelike voorsiening, wanneer God vir mense brood gee deur Jesus Christus. Hoofstuk 6 van Johannes vers 48 sê Jesus, ek is die brood van die lewe. Vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. Vanaf dat God vir Jesus na hierdie wêreld gestuur het, en ons kan sê, van dat God Jesus laat gebore geword het in Bethlehem stal, het hy 'n voorsiening uit die hemel gemaak. Is daar 'n deur uit die hemel? Is dit God se manier om te voorsien aan hierdie wêreld en aan sy mense wat aan die sondeval onderworpe is, totdat Jesus sal kom by sy wederkoms. Ek moet net ietsie hiervan getuig, want hierdie goedjies het langs die pad gebeur, en daarom moet ek daarvan vertel. Ons was besig om kerk te bou in Vredendal, ons het kontant gebou, soos wat daar geld was, dan bou ons weer 'n stukkie, en dan wag ons tot daar weer geld was, en ons werk, en ons vertrou die Here, en ons glo, en ons bid, en ons spreek, en ons bely, en dan wanneer daar weer kontant is, dan bou ons weer, en so die Here ons gehelp. En op 'n stadium, onthou ek by 'n kerkraadsvergadering, het ons net R4.000 gehad. Nou dit is niks om nie te bou nie, ons kan nie daarmee bou nie, en die bouery tot stilstand gekom. En daardie aand hoog op die agenda het gestaan, dat ons aan die einde 5 minute sou gebruik om die Here te prys vir sy voorsiening so ver, en God te dank en te prys dat hy vir ons ook verder sou voorsien. Ek onthou nog daardie aand, ons was nog in die ou klein kerk, ek het daar so aan die venster se kant gaan bid, so daar waar later die groot kerk gebou sou word, en hoe ek daar voor die venster gestaan het, en God geprys het, dat hy vir ons sou voorsien, en in daardie nag, is daar R40.000 op 'n manier inbetaal op die kerk se bankrekening. Oom Piet de Villiers het my die volgende dag laat weet daarvan. Hoe groot is U? Wonderbaar voorsien God, sommer so slap links, soos 'n tannie van my altyd gesê het. Abraham het nadat hy daar gestaan het met die mes om sy seun deur die hart te steek en om te slag, en God vir hom gesê het, moenie jou seun kwaad aandoen nie. Kyk, daar is die ram wat sy horings in die bos vasgehak het, het hy daardie plek genoem, die Here sal voorsien, Genesis 22 vers 14. Ja, ons neem kennis, ons leef in 'n dag van finansiële tekort, en vele mense trek geweldig swaar, en ons almal, wil ek sê, voel dit, maar ons neem ook kennis van 'n groter waarheid, dat naamlik Christus Jesus is die brood van die lewe. Hy is God se metode en sy manier van voorsiening vir my en vir jou, en glo dit saam met my tot die einde toe. Aan sy krag is daar geen
einde nie. Aan sy genade is daar geen einde nie. Paulus sê dit in 2 Korintiërs 12 vers 9, dat Jesus het vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg. Wanneer dinge so swaar gaan en dinge kom nie reg nie, dan is God se genade daar genoegsaam om jou deur te sien, altyd deur. God se vergifnis is genoeg, behalwe wanneer jy sterwe voor die tyd, voordat jy by sy vergifnis uitgekom het. En daarom is dit so noodsaaklik dat nou, wanneer jy God se stem hoor, vandag, hierdie oomblik, moet jy sy vergifnis aangryp, sou jy nog nie daarvan gebruik gemaak het nie. Die Here Jesus is die brood van die lewe, let wel, die lewe. Hy's 'n genoegsame dieet, hy's 'n volle dieet, alles wat hy bied is genoegsaam, dit versadig, volledig, oorvloedig. In Jesus is daar goddelike voorsiening, halleluja, prys die naam van die Here Jesus Christus. Nou sal iemand vra, as dit dan so is, dat God voorsien het in Christus Jesus, waarom is talle mense dan ondervoorsien? Die gerug het uitgegaan, dat daar is weer brood, en daar is weer voedsel, hier in Mamasbury, daar bo in Katoo, daar in Koekenaap, daar in Durban, noem maar op elke stad en dorpie van die hele wêreld. Daar is voorsiening in Christus Jesus. Die vraag is, hoekom is daar dan vele wat ondervoorsien is? Laat my dink aan die geval van iemand wat ook gesê het, wel, waarom is daar dan vuile mense op die aarde? Daar is water, daar is seep, om dieselfde rede. Hulle kom nie na die water en hulle kom neem nie van die seep wat beskikbaar is nie. En ek wil vandag met jou praat oor mense se reaksie op brood, op God se voorsiening op brood. En ons gaan kyk na hierdie 3 vroue waarvan ons hier lees. En die naam van die eerste vrou is Orpa, dit beteken letterlik koppig. Orpa sê, ek weet daar is brood weer in Israel voorsien, dankie, maar nee dankie. Ek draai maar liewer om na my ellende en na my toestand en na my tradisie en my kultuur. Ek maak 'n geestelike toepassing. Soveel mense het deur die jare gekom en het gesien, God is besig om hier te werk, God is besig om hier te red, God is besig om mense se lewens om te dop en om te keer, die manifestasies van die Heilige Gees oorvloedig. En dan is hulle reaksie, ek sien God is hier besig om te werk, maar ek draai maar weer om na my kultuur en na my tradisie, en ek draai maar weer om na my kerk en my styl van doen. Ek wil dit vandag duidelik sê, geliefde. As jou kerk jou nie kan help om by Jesus Christus uit te kom, dat jy kan verklaar, ek is gered, ek is verlos, ek behoort nou aan die Here deur Jesus Christus, ek het gebruik gemaak van God se voorsiening in Christus Jesus, dan beteken daardie kerk van jou niks, dan verdien hy nie bestaansreg nie, dan moet jy daar wegkom en gaan voeg jou elders, daar waar brood is, daar waar jy redding kan ontvang. Ek praat met 'n persoon wat vir 35 jaar daar in sy kerk is, en ek vra, het jy al tot redding, tot bekering gekom? Nee, sê hy. Wat is die kanse dat jy na 35 jaar vir die res van jou reis nog tot bekering sal kom? Die kanse is ook maar 0. Wat maak 'n mens daar? Ek wil dit duidelik stel, so 'n kerk het nie bestaansreg nie. Die kerk is daar om mense by Christus uit te bring. Die kerk is daar om hulle te voed wat by Christus uitgekom het, en hulle te vertel van die brood van die lewe. Die leraar self moet daarom ten minste by die Here uitgekom het. Sy lewe moet 'n modelvoorbeeld wees, dat hy word gevoed op die brood van die lewe, Christus Jesus. Dit moet geestelike mense wees wat in die Here opgang maak en in die Here lewe. Anders keer jou rug en wend jou daar
waar daar brood is, waar daar voedsel is. Begin jou voetstappe terug in die rigting waar daar brood en waar daar voorsiening is. Anders sal jy krepeer van ellende daar waar Orpa terugheen gegaan het na Moab toe. Moenie wees soos wat die Bybel sê hier in Psalm 32 vers 9. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as hy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Ek wil praat oor die tweede vrou, naamlik Naomi. Naomi beteken aangenaam. Hier is vir my een van die tragiesste verhale eintlik in die hele Bybel. Haar naam beteken aangenaam, en ek sien hoe dit sy as 'n ou klein dogtertjie opgang maak in vandag se terme, en ek sien hulle soos my 3 pragtige dogtertjies met mamma se gemaakte 3 valletjies rokkies aan. Hulle was altyd so pragtig aangetrek gewees. En dan eindig sy tog ook maar. Aan die einde van die dag sê sy, noem my nie meer Naomi wat beteken aangenaam, maar noem my Mara wat beteken bitterheid, want die Almagtige, sy gee God die skuld, het my baie bitterheid aangedoen. Ek vra wie se skuld is dit, dat sy die bitterheid aangedoen is? Die Here het nie gesê dat hulle moes trek in die tyd van hongersnood nie. Hulle moes eintlik meer op God vertrou het. Maar as hulle wat besluit het om weg te trek, en toe hulle later terugkom, was daar 'n opskudding, so almal het gesien na 10 jaar, hierdie mense se lewens is geruïneer, kyk hoe lyk hulle nou, hulle het vol hier weggetrek, en hulle het leeg teruggekom, maar nie God se skuld nie, die wat wel gebly het. Ons lees nie dat hulle dood gegaan het, dat die pa en die 2 seuns dood gegaan het, hulle mag dood gegaan het, maar ons lees dit nie, geliefde. So daar is ook so 'n ding dat ons dikwels selfbitterheid en kwaad oor ons bring. Maar hierdie is een van die grootste redes dat ons bring dikwels self die slegte oor ons lewe. Dit is ongelukkig ook so dat slegte dinge gebeur met goeie mense. En as ek en u nou hier sou lostrek om ons slegte stories te vertel, dan sal ons mekaar hier kan besig hou tot vanaand toe. Maar een ding, geliefde, ek en u moet kies om nie bitter te word nie. Kom ons kyk na 'n ander pad, kom ons kyk na Jesus, en ons sien sy wonderskoon gesig, en die aardse dinge word nietig en klein in die lig van sy heerlikheid en lig. Robert Schuller het 'n boek geskrywe wat vir my veelzeggend is. Life isn't fair, but God is good. Dit is so, geliefdes. Ons kom nie almal gelyk hierdie wêreld hier in nie. Ons spring nie almal gelyk weg nie. Sommige het 'n voorsprong in die lewe. Sommige word gebore met 10 talente. Die Bybel sê dit ook, ander moet net 1. En is dit wel so dat die ou met die 1 talent wil dit gaan begrawe in die grond, en die met die 10 talente gaan woeker en verdien nog ander ook. Sommige het goeie gene. Van geboorte af het hulle net eenvoudig daardie vermoë, hulle kan dit doen, hulle kan dat doen, hulle kan al die dinge omtrent op hierdie aarde doen, hulle is geseënd, ander het dit nie. Sommige kom hierdie wêreld in met 'n hoë intelligensie, met 'n IQ syfer, intelligensie kwotient. Ander is nie so goed bedeeld nie, daar is 'n agterstand. Life isn't fair, ons kom nie gelyk hierdie lewe in nie. Sommige word gebore in 'n ryk mans huis, hulle het net altyd die beste, die voorkeur behandeling, hulle kan verder vorder. Dit is mos so, om in die Buckingham Paleis gebore te word, en om daar in 'n krotbuurt gebore te word. Buckingham Paleis se mense het mos 'n voorsprong. Ons kom nie almal gelyk hierdie lewe in nie. Sommige kinders word gesond gebore, en hulle is blakend gesond van geboorte tot die dag dat hulle die asem omtrent uitblaas. Ander stomme kindertjies word siek gebore en kom hierdie lewe so in. Hulle het 'n agterstand. Maar geliefde, as jy vandag sê dat daar is 'n agterstand in jou lewe, beroep jou op Romeine 8 vers 28 wat sê, maar ons weet dat vir hulle wat God lief het,
Dit beteken ek het God lief, jy het God lief. Die Bybel sê vir hulle werk alles mede ten goeie. Selfs daardie slegte kan God omskep in 'n seën vir my en vir jou. Ja, die lewe is dikwels vrot, maar Jesus laat dinge vlot. Al is ek gebore in 'n krot, en al sou die mense met my spot, dan verander Jesus dit in 'n genot. Prys sy wonderlike, heerlike naam. Ek is terug by Naomi. Sy staan by die grafte van haar man en van haar 2 seuns, Giljon en Maglon. Beide sterf in Moab, maar sy kies om bitter te raak. Nee, wat, dit het maar nou nie uitgewerk vir my nie. En geliefdes, ek weet van die bitterste ervaring wat kerkmense moes beleef. Hulle het so baie verwag, en dan word hulle teleurgestel deur ander kerkmense. Paulus praat van die ingesmokkelde valse broeders wat ongelukkig ook in die kerk is, en hulle is soos hierdie vrou en noem hulle self Mara. Geliefde, ek en u moet weier om dit te doen. Ons kies om nie bitter te word nie. Ons kies om te sê, God sal voorsien, God is goed vir my. Noem jou eerder dit as om te sê, Mara, bitterheid aangedoen. Daar is 'n broer by ons in die huiskerk, en wanneer ons geleentheid kry om te getuig en onsself sommer voor te stel as daar besoekers is, dan sal hy altyd begin om te sê, ek is Henko die geseënde. Prys die naam van die Here. Hy het nog nie alles nie, maar in die geloof noem hy hom dit self. Ek is die geseënde. Jy weet, die duiwel is altyd daar wanneer slegte dinge gebeur, om vir jou te sê, waarom het dit nou gebeur? Hoekom het dit nou gebeur? Ek wil glo die Here wil dit omskep, dat ons sal sê, wat kan ek daaruit leer en daardeur dan vorder? Bitterheid weerhou jou van God se voorsiening. Dit maak nie so baie saak wat om jou gebeur nie. Die Here stel meer belang wat binne in jou gebeur en hoe jy daarop reageer. Jesus het gesê, salig is hulle en elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie, Matteus 11 vers 6. Daarom moet ek en jy kies om nie bitter te wees en bitter te word wanneer ons slegte ervarings beleef het, en veral in die kerk met slegte valse mense wat in die kerk is. Bitter mense sien nie God se voorsiening nie. Bitter mense kan soms in die teenwoordigheid wees van God se voorsiening en dan mis hulle dit. Weet jy, God kan nie bitterheid seën nie, kan ek dit weer sê. God kan jou bitterheid nie seën nie. Die Here praat nou met mense en spreek mense nou aan oor dit. Kom ons praat oor die derde vrou, naamlik Rut, wat beteken vriendskap en metgesel. Sy doen 3 dinge. Nommer 1, sy neem 'n besluit, 'n vaste besluit. Rut 1 vers 18. Toe sy, dit is nou Naomi, sien dat sy, dit is Rut, vas besluit het om met haar saam te gaan, om die Here te kies, vra 'n man en 'n vrou om 'n duidelike besluit te neem, om die stap te neem en te sê, van hierdie dag af, from this moment on, soos die lied sê, van hierdie oomblik af is die Here Jesus my redder, my saligmaker. Ek maak my keuse vir redding op Jesus. Hy is my voorsiening om hemel toe te gaan, vir saligheid nommer 1. Daarom staan ek so sterk daarop, dat 'n mens moet 'n dag en 'n datum hê, 'n oomblik van beslissing, al kan jy nie noodwendig dit uit die geskiedenis, die dag en die datum onthou nie, maar jy weet van so 'n geleentheid, jy weet, daar was 'n oomblik, daar was 'n minuut, daar was 'n uur, daar was 'n dag, daar was 'n geleentheid. Jou dag van bekering, jou dag van wedergeboorte, jou dag van omdraai om Christus te volg, jou dag dat jy 'n Christen word, die dag dat jy Jesus aangeneem het as verlosser en zaligmaker. En ek vra vandag, het jy so 'n dag? Hoor wat lees ons van hierdie vrou, toe sy sien dat Rut vas besluit het om met haar saam te gaan. Daardie belydenis is so fantasties wat sy daar maak as sy sê,
Want waar U gaan, kom ons swaai dit om en ons sê Jesus, waar Jesus gaan, sal ek gaan. Waar Jesus vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, die kinders van die Here, dis nou my mense. En U God is my God. Jesus se Vader is nou ook my Vader. Waar hy sterwe, sal ek sterwe, gaan ek met hom tot die einde, sê die ou koortjie. Geliefdes, dit is nodig dat ek en jy 'n oomblik sal vat om te sê, from this moment on, van hierdie oomblik af, is Christus Jesus my redder en my verlosser. As jy nie so 'n dag en 'n datum en 'n oomblik van beslissing en 'n wedergeboorte en 'n bekering en 'n omdraai het nie, dan moet ek sê, het jy geen deel aan hom nie. Al is jy hoe godsdienstig en by sterwensdatum sal jy nie hemel toe gaan nie, maar jy sal gaan na die verlore kant van die doderyk afwagtende om uiteindelik in die hel gewerp te word wat brand met vuur en swaal, afskuwelik, verskriklik. Die rook van hulle pyniging, sê die Bybel, gaan op vir ewig en altyd. Ek pleit by jou, kry vandag so 'n dag, môre mag te laat wees. Sy vergifnis is daar, mits jy binne hierdie oomblikke van jou lewe, wat jy nog lewe, hom aanneem en jou verlossing kry. Rut doen ook 'n tweede ding, hoofstuk 2, vers 2 lees ons. Sy het begin are optel. Sy het ook iets begin doen. In die teologie praat ons van Calvinisme, ontwerp deur Calvin. Calvin het gesê, nee, God red jou eenvoudig, God het jou uitverkies, en die beeld is die van 'n kat wat sy kleintjie dra, vat die klein katjie hier aan die nekvel, dra hom hier tussen die bene, en tot by die volgende plek waar hy moet wees. En so soort van is die beeld wat Calvinisme voorhou, dat God red jou eenvoudig, jy kan nou maar maak net wat jy wil, die Here sit jou aan die ander kant neer in die hemel. Geliefdes, daar mag waarhede rondom dit wees, dat God is groot en God doen wonderlik, maar dit is nie die volle prentjie nie, en ek kan nie daarmee saamstem nie. Aan die ander kant van Calvinisme is daar Arminius. Arminius was die man wat geweldig gestaan het op die wil van jouself. Jy wil hemel toe gaan, jy werk jou as ware in die hemel in. Dit is ook nie die waarheid nie. Daar is iets so tussen hierdie twee, en die beeld wat ek aan u wil voorhou, is die wyse waarop op Bobbejaan sy kleintjie dra. Die kleintjie is op sy rug, die groot Bobbejaan dra die kleintjie, die wyfie Bobbejaan, die mannetjie Bobbejaan dra die kleintjie, maar die kleintjie moet ook vashou hier aan die nekvel, anders val die kleintjie af. So ek het ook 'n aandeel. Jesus Christus het gesterwe op die kruishout, maar ek moet dit aanneem en my eie maak, anders het ek nie deel daaraan nie. God voorsien weer brood, maar hier kom Rut en sy gaan tel grane op, sodat sy ook kan kry daarvan. Sy doen 'n derde ding, hoofstuk 3 vers 5, sy sê, alles wat u sê, sal ek doen. O geliefde, dit is nodig dat ek Jesus nou navolg. Alles wat hy sê, sal ek doen. Ek sê amen op al sy beloftes en op alles wat hy vir my wil doen en gee. 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, in Jesus, is hulle ja, en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Die nuwe vertaling sê, hy is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus, dat ons tot eer van God daarop amen sê. Tot eer van God amen sê op al die beloftes. Maria sê vir die engel Gabriël in Lukas 1 vers 38, laat dit met my gaan volgens u woord. Laat dit met my gaan, Here, volgens u woord. Ek sê amen op alles wat u woord sê. Ek het alles wat die woord sê ek kan hê. Ek kan alles doen wat die woord van God sê ek kan doen. Ek is alles wat die woord van God sê ek is, prys die Here.
Ek sê ja, hy red nog, amen. Ek sê ja, hy kan genees, ek sê amen. Ja, hy kan voorsien, ek en u sê amen. Ja, hy kan alles doen, ek en jy sê amen. Ek sê amen, God kan siele red. Ek sê amen, God kan siele byvoeg. Ek sê amen, God kan wonderwerke doen. Sê ook daar in jou eie hart, of sê dit hardop, amen, God kan wonderwerke vir my doen, vandag doen. Die gawes van die Heilige Gees kan vloei soos nooit van tevore nie, ook deur my, net waar ek beweeg, maak God my 'n seën, en sê amen, want dit is die wil van die Here. En hy wil dit deur jou doen. Ek sluit af om te sê, Orpa sê, nee wat, ek gaan maar weer terug daar, na waar ek vandaan kom, daar na die tradisie toe, daar na die afgode toe. Naomi sê, ek bly maar liever bitter, dit pas my om bitter te wees. O, ek het nou maar aanstoot geneem, aan die verkeerde wat met my gebeur het. Maar Rut sê, alles wat u sê, alles wat u sê, Jesus, in u woord, sal ek doen. Ek sê ja en amen op al God se beloftes, want dit is waaragtig, al lyk dit nog nie so nie, al voel dit nie so nie, al sê my sintuie vir my iets anders, dan sê ek ja op God se woord. Kan ek vir jou bid, en bid dan hierdie woorde agterna, en sê, Vader, ek kom na u, in die naam van die Seun Jesus, en ek kies vandag om nie bitter te word nie. En Here, ek weerstaan alle bitterheid in my hart, in my gees. Ek wil, Here, 'n aangename mens wees. Ek kies vandag om u metgesel te wees. Ek kies vandag Jesus Christus as my Here, as my redder, as my verlosser. Ek wil volg soos wat Rut gesê het, ek sal volg. Waar u gaan, sal ek gaan. En gaan ek met u tot die einde toe. Help my, Here, dat die res van my lewe daarvan sal spreek, dat ek is 'n navolgeling van Jesus Christus. In sy naam, Vader, bid ek dit. Amen. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, holding closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, holding closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, holding closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Yes, he will make a way. He will make